Goeiemôre, ons sluit hierdie week se oordeenkings rondom hoop af met die tema skoonheid in gebrokenheid. Die Japaneese kunsvorm kintsugi beteken goud herstel of goud saamstel. Eenvoudig gestel is dit die antieke Japaneese kunsvorm om iets wat gebreek het met goudstof reg te maak. In die herstelde bak is die goue lasplekke duidelik sigbaar. En in plaas daarvan dat dit die waarde van die bak verminder, is die bak meer waardevol, mooier en meer kosbaar. Die gebreekte bak word 'n kunswerk. Die proses om die bak te herstel het verskeie stappe en is 'n langdurige, presiese en 'n geduldige proses om uiteindelik die herstelwerk te voltooi. Sommige kunswerke kan maande duur om te herstel. Veel langer as wat dit sou neem om net 'n nuwe bak te gaan koop. Maar die tyd wat spandeer word, is juis die belangrikste aspek. Dit is die waardevolste vir die item wat herstel word, maar ook vir die kunstenaar wat die herstelwerk doen. Die proses vereis ook deursettingsvermoë, want soms is daar stukkies wat nie herstel kan word nie. En dan moet die tyd saam met gom en goudstof opgebou word. Ons is ook baie maal soos die bak. Gebreek het sy as gevolg van besluite of keuses wat verkeerd uitgewerk het, of omstandighede ver buite ons beheer. En dan voel ons hopeloos, asof ons nie meer van waarde is nie meer betekenis het nie. Asof ons soos Job op die ashoop hoort. Maar onthou, there is no mess too broken to be redeemed when the broken pieces are placed in the hands of the one who was broken for us. Wanneer ons met ons seer en gebrokenheid voor God staan, dan vat God die kunstenaar, ons gebroke bak, en met groot liefde, empatie, geduld en sorg, begin hy ons bak te herstel. In die herstelproses lê God waarhede in ons lewe vas, dat niks by God onmoontlik is nie, dat ons kan leer by Dawid, die God in ons is veel groter as die reus voor ons. Ervaring het ons geleer dat ons God heeltemal kan vertrou. Dat die gebroke wêreld waarin ons leef 'n hopelose einde verwag, maar die wat in God glo, eindelose hoop het. Ons leer in ons gebroke tye van rou en hartseer en worsteling dat God ons nooit verlaat nie, maar saam met ons in ons gebroke tye is. En daarom staan ons in ons swakste tye op heilige grond, want die God van die heelal is saam met ons. In ons herstelproses leer ons ook dat hoop nooit sonder deursettingsvermoë gepaard gaan nie. Hoop is 'n stuk vertroue dat God agter die skerms werk terwyl omstandighede donker is en donker lê. Aan die kruis was Jesus se laaste woord die woord shalem. Dit is volbring. In Grieks vertaal tetelestai. Jesus het gedoen wat hy moes kom doen op aarde en hy gaan terug na sy Vader toe. En hy los ons met dieselfde hoop dat dit wat ons nou hier beleef nie die einde van die pad is nie. Dit is net die nou kronkelweg wat ons moet wandel na ons ewige bestemming. Jesus en God se betrokkenheid en teenwoordigheid loop soos 'n goue draad deur ons lewe. Deur ons vreugdes en ons huweltye, maar ook in ons hartseer en moeilike tye. En al is die missie van die boosheid in die wêreld om ons te oorweldig en ons te laat twyfel in God se goedheid en liefde, nogtans sal ons, soos in Psalm 23 getuig, selfs al gaan ek deur donker dieptes,
sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. I've got hope in my heart, even when the world is spinning round. You put hope in my heart, a hope that's never ever let me